lekker om weer saam met julle te kuier vandag. Dian is weer saam met my. Dian, welkom. Baie dankie, dis lekker om terug te wees. Prys die koning. Ons het 'n amazing diens Sondag gehad, maar voordat ons oor dit gesels, wil ons julle net sê, hierdie Saterdag het ons Power Hour 8:00 tot 9:00 by ons nuwe gemeente. Gaan ons bietjie bid vir die nuwe kerk. Ons gaan bid vir die kerk en ons gaan bid vir die gemeenskap rondom die kerk. Dit gaan amazing wees. Jy wil nie die Power Hour Saterdagoggend misloop nie. En dan Sondagoggend. Ja, Sondagoggend is dit ons lentedag uitrustings wat ons nou moet aantrek. Wat gaan jy aantrek? Maak hulle blomme in kakie. Ons kan 'n blom miskien nie oor die oor so 'n sonneblom wat so skyn met jou kakie Ek sal my bes doen, Jy moet jou beste lentedrag aantrek en daar gaan 'n prys wees. So moenie uitmis op hierdie een nie. Kom in jou beste lentedag en kom geniet die oggend saam met ons 8:00 en 10:00. Daar gaan 'n prys vir albei wees, as ek dit reg verstaan. Ja, dit gaan pret wees. Nou Dian, ons het 'n amazing diens gehad Sondag wat verby is. Pastor Karel het vir ons van laas jaar af begin verduidelik en deur alles gegaan wat die Here met hulle gedeel het rondom die kerk en hoe hy in die oggende wakker geword het en net die Here gaan soek het en notas geneem het en hoe God die ding begin oopbreek het. Die tema van Sondag was gewees tot hier toe. En hy het vir ons verduidelik van die dag wat die Here met hom begin gesels het, tot waar ons nou is en hy het video gewys van waar die kerk op die oomblik is en so meer. Nou, wat het Sondag vir jou oopgemaak? Ja, Jette, Sondag was weer een vir die boeke gewees. As jy nie hier was nie, dan het jy uitgemis. Wat regtig vir my uitgestaan het, is dat God intentioneel is oor sy beloftes. Hy draai nie doekies om nie, hy is reguit en as hy 'n belofte gemaak het, dis duidelik, jy sal weet. Nou, ek het al beloftes oor my lewe gehad. Ek seker jy het al belofte gekry oor jou lewe soos jy die Here gesoek het. En van daai goed het miskien nog nie waar geword nie. Van dit kan mens miskien sien is besig om in plek te val en dan kom jy op 'n stadium waar jy al voel, hoe gaan hierdie nou uitspeel? How's this gonna work? Jy weet, elke ding wat oor my uitgespreek is, het nog nie tot vervulling gekom nie. Maar wat beteken dit? Soos ons gesien het die goed van Pastor Karel en van Amorie rondom impakgemeente en rondom hulle bediening in die geheel. Wat beteken dit oor God se woord wanneer hy iets gesê het? Ja, God maak sy beloftes en dit is nie altyd, ons hoef nie altyd die eindbestemming te weet nie. Ons hoef nie te weet noodwendig presies waar dit gaan nie. Baie keer is die gedagte wat ons in ons koppe het van die eindbestemming totaal en al anders as wat God het beplan. En ons gedagtes kan ons limit, want ek dink God wil soveel meer doen as wat ons partykeer dink hy wil doen. Ons het hierdie klein prentjie in ons kop van dit wat van God moontlik is. Een van my vriende het op 'n tyd gesê, God het ons gemaak in sy beeld, en toe gaan die mens en hy maak God in ons beeld. So ons sien God as hierdie persoon, as hierdie mens, wat dieselfde vermoë as ons het, in plaas van om te sien dat ons het eintlik die vermoë en die karakter van God gekry. En a lot of times gebeur dit ook so met die beloftes, dat ons dink wat menslik moontlik is. Ja, ons hoeveel keer het mense ons al gefaal? Hoeveel beloftes is al gebreek? En ons is geneig om daai ervarings wat ons het te koppel aan die beloftes wat God vir ons gee. So dis gevaarlik. God is God. Sy standaarde is anders as die mense standaard. Ek dink aan Noag. Ja, kyk, Noag het 'n ongelooflike storie. Ek bedoel, Noag het 'n belofte gekry en 'n instruksie gekry van God af om die ark te bou. En dit was 'n tyd waar niemand nog ooit reën gesien het nie. So God het vir Noag gesê, jy kom reën, jy moet 'n ark bou. En sonder, hy weet nie wat reën is nie, en hy het die ark gebou. Ja, Dis gehoorsaamheid. Ek gaan die aarde vernietig met water. Ek dink nie Noag het al ooit so baie water in sy lewe eers geimagine. Ek kry 'n ander prentjie. Want elke dier op die aarde het twee mekaar gekom. Ek weet nie eens of Noag geweet het wat al die diere was wat na die ark toe sou gekom het nie. Ek dink soos hy goed hier oor die heuwel gekom het, het hy miskien op 'n stadium goed so gekyk en sê,
Okay, wat is hierdie? Ja, ek dink dit is net weer kenmerkend God se manier. Dis altyd groter as wat jy gedink het dit gaan wees. Man, ons verstaan nie altyd wat God sê nie. Ons verstaan nie sy beloftes nie. En ek dink die groot ding kom wanneer ons dit nie noodwendig ervaar soos ons gedink het dit ervaar moet word nie. Jy weet, iemand het een keer oor my finansiële goed uitgespreek en ek het gedink, okay, toe 'n geleentheid na my toe kom, okay, God gaan dit so doen, ek moet hierdie doen, so ek moet God tog net help. Ek moet God tog net help sodat hierdie goed in my lewe tot vervulling kan kom. You know, want hy het dit mos nou oor my lewe uitgespreek. En ek het goed gaan doen en ek het goed in plek gestel en daai ding het flat bang misluk. Ja, ek neem aan jy het probeer om dit in jou eie hande te neem. Ja, ek wil God help om sy droom en sy plan, want hy het mos nou gesê ek moet my wysheid ook daar sit en daar is kere wat wysheid nodig is. Ons moet nou ook nou nie stupid wees. 100%, vra vir Salomo. En ons kere wat God sê wees gehoorsaam en as gevolg van jou gehoorsaamheid wat die goed in plek val. En as jy nou iets wil vat, hoe kom die drome en die woord van God oor jou lewe vervulling? Dis die gehoorsaamheid om agter hom aan te staan. En toe dog ek in gehoorsaamheid gaan ek dit op hierdie manier doen en dan sal God dit seën. Jy weet, en Ja, dis maar net weer. As God die pad uitlê, moet ons gehoorsaam wees om daai pad te loop wat hy vir ons beplan het. Dis in ons menslike natuur om te dink ons weet beter of partykeer dink jy nie eers jy weet beter as God nie. Jy neem net die situasie in eie hande en ons is geneig om baie vinnig te reageer sonder om by God of die Heilige Gees te hoor wat is die plan. nou ek weet daar's 'n stuk in die Spreuke wat sê maak jou planne. Salomo skryf, hy sê maak jou planne, maar los die besluite in God se hand, sodat hy die rigting vir jou kan aandui. So hy is nie teen dit dat jy planne maak nie, maar jy moet die uitkoms van die planne in sy hand sit en sê Here, here's my plans, wat sê jy? Ja, ek dink daar's so 'n mooi skrifgie wat sê woon en werk rustig voort. So as God die plan uitgelê het, is dit ons werk om rustig voort te werk. Net in sy woord te arbeid. Nee, nou kyk wat sê dit hier in Jesaja 55 vers 11 Dian. In die Nuwe Lewende Vertaling sê die profeet, hy sê net so is dit met die woord wat uit my mond kom, dis God wat praat. Net so is dit met die woord wat uit my mond uitkom. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek verwag en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. God maak 'n besluit. God het 'n droom vir jou, hy het 'n droom vir my, hy het 'n droom vir Impak, hy het 'n droom vir Pastor Karel en Amorrie en almal wat hierso sit op 'n Sondagoggend op die oomblik in 2 dienste, een van die dae prys die koning in 1 diens almal saam, het hy 'n droom en hy het 'n woord. En hy sê daardie woord sal nie leeg na hom toe terugkeer nie. Vir die wat kies om hom te volg, vir die wat kies om agter hom aan te gaan, sal daai droom waar word. Dit sal die doel bereik waarvoor dit uitgestuur het. Wat jy nou sê, die eerste ding wat by my bygeval het is dit wat ons die beloftes wat God maak en dit wat ons vir God vra is dis belangrik dat dit in sy wil is. As dit nie in sy wil is nie, dan gaan dit nie tot vervulling kom nie. En dis belangrik dat ons in sy wil beweeg. Anders is daai beloftes nie vir ons nie. Iets wat ek daar sien is nie ons gedagte van die woord wat uitgegaan het nie, maar die woord wat uitgegaan het sal tot vervulling kom. Nie my opinie van die woord wat uitgegaan het nie, maar die woord soos God hom daar bestem. Nie ons interpretasie van die woord nie, maar Exactly. die waarheid. Amen. So ek weet daar's baie mense wat elke week hier sit en sê, maar wanneer is dit my beurt? Wanneer gaan die goed wat God oor my lewe uitgespreek het, wanneer gaan dit in vervulling kom? Ek wil sê watch the space. Volg hom. Baie keer dan is daai belofte daar en dan skep die prentjie dan daai brug wat oor jou gap is. Daai brug is net te kort. Dan in plaas van om daai stukkie aan te bou en daai stukkie aan te bou en geduldig te wees, dan draai ons sommer brand ons die hele brug en begin van voor af. Amen. Jy weet Pastor Karel het gepraat oor hoe ons beplan het om die erf langsaan te koop. Dit was langsaan by die dokter. En vir hoe lank het ons gebid vir die erf hier agter? Ek weet van jare, dit was nog in COVID se tyd wat ons begin bid het en sê Here, maar ons wil hierdie erf graag hê. En hoe God net gesê het, ek wil julle vergroot. Die droom was vergroot. Die woord was vergroot. Vermeerder, meer impak, meer invloed. En ons het gedink ons weet hoe om dit te doen.
En hoe God dit net heeltemal anders op sy eie manier kom doen het. En dit is vir my so mooi hoe God hierdie gebruik vir sy eie bestwil en vir sy eie uitbreiding van sê maar die kingdom, want nou gaan vestig hy ons op 'n plek waar hy ons meer nodig het as hierso. Amen. Amen. En ek weet die mense wat hier gaan oorneem is deel van sy koninkryksplan en hulle gaan hierso weer doen in hierdie area wat God hulle aangesê het om te doen. Jy weet, en ons gaan daar waar ons gestuur het om 'n impak te gaan maak in 'n area wat hy bestem het vir. Hy het 'n plan en 'n droom vir daardie area. En ons het die geleentheid om deel van sy koninkryksplan te wees. Ja, dit is so 'n voorreg om te weet jy kan in God se koninkryk wees en arbeid en die koninkryk uitbrei. En dat ons net so versigtig wees dat ons hom limit met wat ons vra. Ja. Nou ek wil vandag vir elkeen wat hierna kyk, wat na hierdie uitsending luister, hierdie podcast, wil jou nooi. Moenie dink hierdie is net 'n ding vir 2 mense nie. Ja, daar's 2 mense, Pastor Karel en Marie, wat hierdie ding lei, wat as leiers gekies is om vooruit te stap met die droom van God vir Impak Gemeente. Maar elke een wat hier in die banke kom sit, is deel van die droom, is deel van die visie, is in dit ingemessel om die plan wat God vir hulle het te kom uitleef, die doel hoekom God jou op hierdie aarde gesit het, in sy kerk te kan kom uitleef om sy droom vir Impak, vir sy koninkryk en ook vir jou te kan kom bereik. Hoe amazing is dit nie? Ja, dis spesiaal om te weet dat ons elkeen 'n unieke werk het in die koninkryk. En dit is lekker om deel te wees van die familie en te weet as 'n familie gaan ons kollektief saam vorentoe. Ja, ek is excited. Ek is definitief opgewonde. Ek was vandag weer daar by die kerk gewees. JP en Karel werk verskriklik hard. Ek dink nou aan al die ouens wat ek daar gesien het. Vandag was Arno daar gewees. Man, daai man swys. Flippie is nou al daar in die kabels besig vir die laaste week en 'n half. En so ek wil niemand uitlos nie, maar ja, die ouens kom in en hulle sit hand by deel van hierdie plan, deel van hierdie projek, deel van die droom wat God vir Impak het en ek weet ons gaan weer 'n werksdag ergens hê waar almal kan kom deelneem. You know, but ek wil afsluit met hierdie skrifgie in Psalm 130. En die skrywer hierso sê die volgende en ek lees uit die New Living Translation. Hy sê, I bow before your holy temple as I worship. I praise your name for your unfailing love and faithfulness. For your promises are backed by all the honor of your name. So as jou belofte geseël is met die Allerhoogste se handtekening, wat kan dit dan teenstaan? As ons God kan vertrou, dat sy naam is wie hy is, as hy sê dis wat hy is en wie hy is, dan is dit so, en sy belofte word geback deur alles wat sy naam sê hy is. As hy sê hy is die geneesheer vandag, dan is dit so. As hy sê hy is die voorsiener vandag, dan is dit so. As hy is die waarmaker van sy plan en sy droom, dan is dit vandag so. Amen. Ek kan nie eers byvoeg by daai nie. Ons is so bevoorreg om so 'n getroue en so 'n groot God te hê. Amen. So ons hoop ons sien julle Saterdag eerstens by die Power Hour en ek gaan uitkyk vir julle met julle blommetjies drag, nee, ek het so 'n paar mans gehoor wat pink gaan aantrek. Ja, dit sal nie ek wees nie. Mens kry pink kakie, die blou bulle het so pink kakie hempie gehad. So camo enetjie. Ja, ek kan vir jou een reël. Ek dink hierso as ons na die skoorbord kyk Saterdag dan kom ons los die pink by die bulle. Kom ons los die pink. Ek wil saamstem. Prys die koning. Ons sien julle verseker Saterdag en Sondag. Dankie.